So julle sal onthou in gister se les het ons geleer oor algebraïese uitdrukkings of eerder ons het geleer dat algebra is maar net 'n tak van wiskunde waar ons werk met 'n kombinasie van konstantes, veranderlikes, bewerkings. En die oomblik as ons alles bymekaar gooi dan voilà, hier het ons algebra. Okay, so die eerste ding wat ons vandag net gou mooi moet verstaan of hersien of ondersoek is wat is 'n term? Hoe weet ons wanneer is daar meer as een term? Wat skei terme van mekaar ensovoorts. So eerstens, 'n term beteken maar net of wat is 'n term? 'n term is 'n kombinasie van jou getalle wat ons noem konstantes. Jou letters wat ons noem veranderlikes. Sowel as jou bewerkings. Dit is nou plus, minus, maal, deel ensovoorts. Magte, vierkantswortels. Okay. Nou gaan ons 'n paar voorbeelde beskou. Kyk vir my na die eerste term. Hier weet ons, dit beteken eintlik 3 maal x. Dit is een term, daar is net een term, hy is vas aan mekaar. Okay. By die volgende voorbeeld het ons x plus 4y. Hoeveel terme het ons? Karlien, baie mooi. Ons het 2 terme. Nou gaan julle sê, juffrou, maar hoe gaan ek verseker weet daar is 2 terme? Is daar iets wat ek kan doen dat ek met sekerheid weet hierdie is 2 terme? Ja. Geplus word. So die klem moet wees op plus. Die klem moet wees daarop dat die oomblik as ons 'n kombinasie het van hierdie konstantes, veranderlikes, bewerkings. Die oomblik as daar plus of minus betrokke is, dan skei dit die terme van mekaar. Nou sal julle sien ek het 'n blou lyntjie gaan trek, 'n vertikale lyn, en ek het hierdie lyn gaan trek voor die plusteken. As daar 'n minus was, dan sou jy dit voor die minus ook kon gedoen het. So die oomblik as jy 'n vertikale lyn, 'n regop lyntjie gaan trek voor 'n plus of 'n minus, dan skei jy die terme van mekaar. Hierdie is die eerste term, hierdie is die tweede term. Daar is 2 terme. Maar indien ons nou vir x plus 4y sou vat, en ons sit dit binne in 'n hakkie, hoeveel terme is dit? 1, nee? Die oomblik as ons dit binne in hakkie sit, dan verander dit, want nou het ons ewe skielik net 1 term. En dit is as gevolg van die teenwoordigheid van die hakkies, wat die albei terme dan omvou of vashou. En nou is die uitdrukking bestaan uit slegs 1 term. Ons hanteer die hele uitdrukking as 1 term. Alright. Kom ons kyk of ons dit bietjie moeiliker kan maak. Ek het hoeveel terme? 4 terme. As ek voor 'n plus of 'n minus, aan die voorkant van 'n plus of minus 'n vertikale lyn gaan trek, moenie die aantal vertikale lyne tel wat ek getrek het nie. Kyk wat ek skei van mekaar. Ek skei die 2x van die 3y van die 2 van die 5z. Daar is 4 terme. Daar is 4 terme. Maar nou, wat as ek nou lelik is en ek sê vir jou, okay, nou gaan ons hakkies en los terme begin kombineer met mekaar.
Hoeveel terme het ek nou? 3 terme. Baie goed. Ek gaan nie die hakkie, ek gaan nie daar 'n vertikale lyn gaan trek nie. Ek mag nie. Die hakkie hou hom vas. Hy hou hom toe. Hy's in 'n kombersie, jy weet nie wat daar binne is, dit is een term. Maar voor die ander plus en minusse waar daar nie hakkies is nie, daar gaan ek wel 'n lyn gaan trek. So, ek het nou 3 terme. Ek gee gou eers kans dat die wat nog nie klaar geskryf het, net tot op daai punt kom. Okay. Stem julle saam dat hier staan eintlik 4 maal met die hakkie? Hoeveel terme is daar? Daar is 1 term. Want ons het nie geleer dat ons 'n lyn voor 'n maal of 'n deel moet trek nie. O nee. Ons mag slegs 'n lyn trek voor 'n plus of minus en ons mag ook nie 'n lyn trek binne 'n hakkie nie. So maal en deel gel hulle bymekaar. Die oomblik as daar 'n maal is, dan sê hy ons is 1 term. Vasgegom. 1 term. Nie 2 terme nie. Hoeveel terme? 1. Deel. So eintlik die lyntjie beteken deel. Eintlik staan hier 2x word gedeel deur 3. En vir maal en deel sê ons die terme is vasgegom aan mekaar. Hulle is nie apart nie. So hierdie is 1 term. Nou die volgende uitdrukking wat ek gaan skryf is belangrik. Jo, daar's baie. Daar's 5 terme. As ons 'n vertikale lyn moes gaan trek voor elke plus of minus wat ons sien, dan skei ons die eerste en die tweede term van mekaar, tweede en derde van mekaar, derde en vierde, vierde en vyfde. Ons het 1 term, 2, 3, 4, 5. Ons het 5 terme. Ons verstaan. Ja, ek mens kry, dis maar net, ja. O ja. Nee, ons gaan vir jou vra, hoeveel terme is daar? Daar is 5 terme. Nou wil ek ietsie byvoeg en ek gaan sommer nou 'n pragtige ander kleur gebruik. Watse kleure gaan ek gebruik? Ek gaan hierdie pers, donker pers gebruik. Wie van julle het al ooit gevlieg? Soos in 'n vliegtuig? Okay. Alright, Anna af, dankie. Ja. Okay. Ek wil gou vir julle ietsie dat raak sien. 'n Vliegtuig kan mos opstyg en dan kan hy land. So jy kry stygend en jy kry dalend. Okay. Kyk gou vir my na al hierdie eksponente.
het ons hierdie eksponente, as jy net kyk na die eksponente, word die eksponente in stygende of dalende magte geskryf? Dalende magte. Okay. Ek wil hê voeg hierby, dat hierdie terme word in dalende magte van x geskryf. Nou terwyl ons by hierdie pragtige voorbeeld is, gaan ons 'n paar ander goedjies ook noem. Ek sien nie dat hulle vreeslik uitbrei nie, wat my pla, so ek gaan uitbrei. Wat is die veranderlike van hierdie uitdrukking? Sê gou weer, ek het dit gehoor nie? X. So met ander woorde, X is die letter van die alfabet wat 'n plekhouer is in hierdie uitdrukking met 5 terme. Wat is die konstante term? Wat is die konstante term? Watter een van hierdie terme het nie 'n X nie? Minus 2. Minus 2. Onthou jy dat ons daai lyntjie voor die plus of die minus geskryf en dit beteken dat die teken wat saam met jou term in sy afdeling afgeskort is, hy kom saam. Dis die teken voor die veranderlike of voor die konstante term. Hy moet saamkom as ek vir jou vra, wat is die konstante term? OK. Wat is die graad van die uitdrukking? Julle weet dit nog nie, so ek gaan dit nou vir julle leer. En as ek vir jou vra, wat is die graad van die uitdrukking? Dan vra ek vir jou, wat is die hoogste mag van x? 4. Jou graad van die uitdrukking is wat is die hoogste mag van x? En nou kom ons by my gunsteling. Dus ons is nog steeds besig met hierdie voorbeeld. Koëffisiënte. Ons gaan nou vir jou verduidelik wat is koëffisiënte. Koëffisiënte. Nou ons het nou al gekyk na die eksponente, ons het gekyk na die konstante term, ons het gekyk na die veranderlikes, die graad van die uitdrukking. Maar die een ding waaraan ons nog nie veel aandag gegee het vandag en met hierdie spesifieke voorbeeld nie, baie dankie. Ons het nog glad nie gepraat oor die 3 of die 2 of die 4 of die denkbeeldige 1 nie. Daai kleur is baie donker, hou net gaan. Ons het nog glad nie oor hulle gepraat nie. Hulle moet baie afgeskeep voel. Hulle is koëffisiënte. So wat is 'n koëffisiënt? 'n Koëffisiënt is die teken en die konstante, die syfer voor 'n veranderlike. Wanneer dit doen nie.
Dit is die teken en die konstante of die syfer voor 'n veranderlike. Nou, indien jy besluit het jy het nou nog nie lekker geluister vandag nie, dan is dit nou 'n baie goeie tyd om aandag te gee. Net gaan kyk of ek hierdie goed bietjie kan opskuif, want dit is nou, hulle vat nou te veel plek. Jy het mos nou klaar al hierdie goed neergeskryf, nê? Nee? Okay, ons is terug hierso by koëffisiënte. Nou, ek's nog nie klaar nie. As ek vir jou vra, wat is die koëffisiënt van x tot die 4de mag? Wat is die koëffisiënt van x tot die 4de mag? Wat staan voor x tot die 4de mag? 3. Dis 'n positiewe 3. Jy kan net skryf 3 of jy kan skryf plus 3, want dit is positief. Wat is die koëffisiënt van x tot die 3de mag? Plus 2. Of net 2, ek sal nie 'n probleem hê as jy net 2 skryf nie. Wat is die koëffisiënt van x? Nee. 1, daar is altyd 'n denkbeeldige 1, 'n invisible 1 voor 'n veranderlike. Dit lyk of daar niks is nie, juffrou, want jy het niks daar geskryf nie. Want ons skryf nie 'n 1 voor 'n veranderlike nie. As dit 0 was, dan was dit 0 maal x en dan was daar nie 'n x nie. Maar daar is 'n x, so dit moet 'n 1 wees. Dis oulik. Mooi. Verstaan jy nie? Sorry, ek het earphones en ek het heel uitgezoon. Kom ek help jou. Waarmee kan ek jou help? Dit vorm 'n patroon, maar dit is nou net toevallig. Jy hoef nie nou daaroor te worry nie. Ja? Nee, ek rekord die les. Dink jy dis my AirPods. Kyk. Kyk, kom ons gaan gou vinnig aan. Ons gaan gou 'n tegniese punt aanraak. Ek weet die klok gaan amper lui. Laat ek net gou eers julle ek sal môre oor die tegniese punt praat. Ja, ek sal môre oor die tegniese punt praat. Julle kan almal relax. Moenie nou te veel daaroor worry nie. Gaan eers die huiswerk neerskryf, ek sal nou terugkom. Moenie verbaas klink nie, julle weet julle kry elke liewe dag huiswerk. Maar ek weet net nie hoekom hy dit nie net een woord maak van die begin af nie. Jou huiswerk gaan wees oefening 6.2. Jy het nog nie klaar neergeskryf nie. Daar's twee soorte probleme, my probleme en jou probleme, nê?